Vandag, Vrydag die 14de November, is die aanbreek van die naweek waarin ons gemeente se Kerssangdiens plaasvind. Kom sommer Sondag al vroeg, so van 7:15 se kant af, sodat ons sitplekke kan inneem wanneer die diens presies om 9 uur begin, ons in 'n rustige en 'n gewyde stemming kan begin om God se heerlikheid te besing. Ek lees vanoggend die gedeelte waar die engel met die skaapherders praat, Lukas 2 vers 10 tot 11. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser gebore, Christus die Here. Kom ons onderstreep net 4 begrippe. Die eerste is goeie tyding. God verbreek so die stilte met goeie nuus. Die herders het in duisternis gesit, letterlik, sowel as geestelik, want Israel het eeue lank gewag dat God weer praat. En skielik het die hemel oopgegaan. Die Engelse woorde, ek bring vir julle 'n goeie tyding, herinner ons dat die evangelie nie raad of 'n opdrag is nie, dit is 'n aankondiging. God self het opgetree. In ons wêreld vol slegte nuus, oorloë, vrees, verlies, roep Kersfees uit dat God ingegryp het. Hy het ons nie vergeet nie. Kom ons besing dit Sondag. Nommer 2, groot blydskap. Dit dui op die hemelse geluk. Hierdie goeie nuus bring groot blydskap. Nie klein troos of tydelike verligting nie, maar diep blywende vreugde. Blydskap op vreugde is nie die afwesigheid van probleme nie. Dit is die teenwoordigheid van God en sy beloftes. Wanneer ons werklik begryp wie gekom het, kan ons harte selfs in moeilike tye bly wees. Die vreugde van Kersfees word mos nie onder 'n kersboom gevind nie, maar in die een wat vir ons aan die kruis gehang het en vir ons uit die dood opgestaan het en nou vir ons by ons Vader intree. Die derde begrip is verlosser. Dit dui op God se reddingsplan. Die engel het gesê, 'n verlosser is vir julle gebore. Dis persoonlik, vir jou. Die baba in die krib het met 'n missie gekom, om ons van ons sondes te red. Nie net van ons omstandighede nie. Ons grootste behoefte is eintlik nie net gemak of sukses nie. Dit is 'n behoefte aan vergifnis en herstel. Jesus is God se reddingsplan, gebore in swakheid om ons krag te bring, gebore in 'n stal om ons verlossing te bring. Hy neem jou skande weg en gee jou die status van 'n kind van God. Die vierde begrip hier is Christus die Here. Dit dui op God se heerskappy wat herstel is. Hy is nie net verlosser nie, maar ook Christus die Here, die beloofde koning en ware Here God. Hierdie kind regeer met grasie en waarheid. Die krib lei na die kruis en die kruis na die kroon. Om hom Here te noem, beteken om ons harte aan sy heerskappy oor te gee. Die een wat gekom het om ons te red, roep ons om hom te volg. Ons lewe volgens sy voorbeeld, sy waardes en sy liefde. Dit alles wil ons Sondag besing tot eer van die Here. Dit is die hartklop van Kersfees. Goeie nuus wat groot vreugde bring, want 'n verlosser wat Christus die Here is, het gekom. Vir jou, laat daardie waarheid jou vrees in geloof verander, jou onsekerhede in vertroue, jou seer in deernis en jou duisternis in vreugde. Here Jesus, ons bid
dat wanneer ons Sondag met volle bors sing en u lof verheerlik en daaraan dink dat u gekom het. Ons dink aan die goeie nuus en ons besef u bring vir ons groot, ware, egte blydskap. U verlos ons en u is ons Here God. Ons aanbid u. Amen.